Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend saam met ons. Ek wil besonder vanoggend verwelkom die Kreers en die Raas en dan die besydenhouds en die Diedarts almal vir die doop vandag. Ons is baie dankbaar om julle saam met ons hier te hê vanoggend en dat ons mag ervaar, almal saam ervaar wat 'n wonderlike seën dit is om van ons babatjies en ons kindertjies te doop. So hartlik welkom aan die almal. Ek wil so gou net so 'n bietjie soos wat dit ons gewoond is. Die besoekers moet ons maar verduur daarmee. Maar ons het so 'n spesiale oomblik net vir die verjaarsdae en dan net 'n paar ander sake, maar eers dan net al die verjaarsdae. Kan die Kotie? Kan jy nou ook? Nee, dat word nog vir jou. Amper. Kotie, daar so. En Joy sit net hier agter. Joy, dat moet jy dit 11:13, so dis Dinsdag. Ja? Dis nou lekker kreatief. Kan ek dit kry? Dis Johan se verjaarsdag ook, een van die dae, die 15de Johan. Baie hartlik geluk. En ek het nie hulle lief gesien vandag nie. Goed. Dan wil ek gou hoor, is daar nog iemand anders wat verjaar? Ek dink my lysie het nog 'n paar name op. Ek gaan kyk. Ek hoor iewers 'n vinger klap. Ek het nie vir Rika gesien vanoggend nie. En ja, nee, die res het ek nou almal al geluk gewens. So, maar ek hoop dis vir julle almal 'n baie wonderlike verjaarsdag. Goed, dan wil ek dan net twee mense se welkom terug. Johan, waar sit Johan? Daar agter, Johan Simon, na sy rugoperasie en Tasha hier voor na knieoperasie. Ons hoop dat julle spoedig flink aan die gang sal wees en nie meer sal hinkepink nie. En dan wil ek dan net sê, Tasha, waar sit jy? Ander Tasha, opgetuig. Daar agter sit Tasha. Sterkte vir jou en Jan. Jan is gisterand opgeneem in die hospitaal, sê vir hom, ons dink aan hom, ons bid vir hom, dat het gou met hom sal beter gaan. Nou, niks groot en ernstig fout is nie. Goed, dit is alles wat ek hier by my het. As julle weet van nog iets of nog iemand, laat weet asseblief vir my, dat ons so 'n bietjie daarom kan weer inloer en seker maak, dit gaan goed met almal. Dan, en as jy net gevra, ek moet vir julle sê, ek hoop julle het almal nou so 'n loer gevat daar in die kombuis en gesien hoe mooi dit is, nie? Sy het aan die kant en klaar en ons sê vir jy nou so baie dankie. Hulle het nou 'n spoggerige kombuis. Maar so nooi hulle ons almal uit. Hulle hou kongres die 24ste Mei, die streekskongres. En ST Geldenhuis is die spreker en natuurlik gaan Henry en ander ST Pina gaan optree. So dis iets wat jy nie kan mis nie. Saam met dit kry jy nog middagete en dit is R150 vir die kaartjies. So asseblief koop 'n kaartjie en kom saam met ons die streekskongres bywoon. Dit is altyd 'n wonderlike geleentheid om te sien hoe die NISP opereer op spreeksvlak of op die synodale vlak en al die werk wat daar gebeur. So asseblief, julle is baie welkom en kry sommer vandag al jou naam op 'n lys vir die kaartjies. En dan vra ons dat as enigiemand belangstel, dis daai wit stoof, wit en swart stoof wat daar staan. Dan vat jy nou so 'n koevertjie en jy skryf jou naam en jou antwoord daarop en jy gee die koevertjie in. Ons wil baie graag daai stoof uit die kombuis uit hê sodat die vloei daar nou baie mooi is. So as iemand belangstel, sit jou naam op 'n kaartjie met jou aanbod en gee hom asseblief net in die kantoor of Hazel en dan sal hulle dit hanteer daarvandaan. Goed, dit is alles wat ek hier voor my het. Ek dink daar's nog iets nie, ek hoop nie, daar's nog iets wat ek moes onthou het nie. Goed. Al die ander goedjies kan julle gelukkig dan lees op die liturgie. En vir ons besoekers, die liturgie is afgedruk op die blaadjie, maar alles verskyn op daaroor. So julle hoef net dop te hou, ons staan net aan die begin en net aan die einde. En verder verloop die liturgie rustig soos wat hy nou afgedruk is. Goed. Kom ons word so oomblik stil voordat ons voortgaan en dan gaan ons met ons toetrede diens begin.
Jesus wat gekruisig is, het God uit die dood opgewek. Hy is die klip wat deur die bouers afgekeur is. Juis hy die belangrikste klip in die gebou geword. Hy bring verlossing wie niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan mense gegee, waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie. Gemeente, genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
grootste gebod. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Somtyds, broers en susters, is dit baie goed om die geloofsbelijdenis bietjie op 'n ander manier te hoor as uit die 12 artikels of Messia uit. En aangesien ons ook vanoggend vir 'n oomblik gaan stilstaan by Jesus se ware identiteit, het ek het goed gedink om hierdie geloofsbelijdenis vir ons neer te pen, sodat ons daarna kan luister, want hieruit kom daar alles wat ons hoef te weet van wie Jesus Christus vir ons is. Ek glo in Jesus Christus, die woord wat mens geword het. Ons het sy heerlikheid gesien, vol genade en waarheid. Hy is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Hy is die seun van God. Hy is die brood wat lewe gee. Wie na hom toe kom, sal nooit weer honger ly nie. En wie in hom glo, sal nooit weer dors kry nie. Hy is die lig vir die wêreld. Wie hom volg, sal nooit in die duister lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Hy is die goeie herder. Hy lê sy lewe af vir sy volgelinge. Hy ken sy volgelinge en hulle ken hom. Hy is die opstanding en die lewe. Wie in hom glo, sal lewe al sterwe hy ook. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur hom nie. Hy is die ware wingerdstok. As ons in hom bly en hy in ons, sal ons baie vrugte dra, want sonder hom kan ons niks doen nie.
Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, kom uit Johannes 10, vers 22 tot 30. En as jy nou mooi gekyk het, sou jy agtergekom het dat die tema, die deurlopende tema vandag is, dat Jesus ons herder is. Maar kom ons lees die gedeelte waar die Jode hom ondervra oor wie hy regtig is. En dan hy vir hulle sê, hulle is nie van sy skape nie. Dit was daardie tyd die fees van die tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter. Jesus het in die tempel in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrop en vir hom gesê, hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. Jesus antwoord hulle, ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat die Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. So lees ons vanoggend, broers en susters, en ons hoor dat ons hierdie woorde met ernstig opneem. Ons moet dit deel maak van ons lewe en ons moet dit gaan uitleef daar waar ons elke dag beweeg. Jesus loop in die pilaargang van Salomo. Nou is dit altyd interessant, broers en susters, dat as die Bybel vir ons so 'n verwysing gee, dat 'n mens moet oplet hoekom hierdie verwysing daar is. Dit is die fees van die tempelwyding. Ons ken dit vandag as Hanukkah. Dis die fees van die ligte of die lampe. Dit het so in 164 voor Christus begin. Nadat Antiochus IV, die keiser, het Jerusalem ingekom en hy het 'n verskriklike ding kom doen. Hy het 'n afgodsbeeld kom neersit bo op die altaar waar die brandoffers gedoen is in die tempel. Nou kan jy dink hoe die Jode daaroor gevoel. En toe hulle uiteindelik reg kry om dit uit hulle tempel te verwyder, toe het hulle die tempel weer ingewy. En daarom het die fees van die tempelwyding, of Hanukkah soos ons vandag ken, wat die fees van die lampe of die ligte is. En dis, terwyl Jesus hier in hierdie pilaargang loop, tydens hierdie fees, so hy is by die tempel en hy is op pad om deel te gaan wees van alles wat in die tempel gebeur, dan keer hulle hom voor. En dan wil hulle by hom weet, wie is hy? En dan gee hy vir hulle hierdie ongelooflike antwoord. Eers oor sy eie identiteit. En dan raak hy twee ander goed aan, wat ons baie mooi moet na luister vandag. Twee sake wat ek dink vandag vir ons nog net so belangrik is, behalwe Jesus se identiteit. Die een saak wat hy aanraak is die saak van behoort. En die ander saak wat hy aanraak is die saak van kwaliteit van lewe. Nou daag ek julle uit om een of ander tyd julle fone oop te maak. Enige sosiale media, enige virtuele muur, enige potgooi wat jy in die hande kan kry. Dan gaan jy iets hoor van of waar jy behoort,
of kwaliteit van lewe. Want die moderne mens het hierdie hinkering na behoort. En maar wat kan ek doen om die kwaliteit van my lewe te verhoog, dit beter te maak? En op allerlei maniere, het sy dit nou deur gesondheid of fiksheid of wat ook al is daar baie raad oor hoe hierdie goed gaan gebeur. Want mense soek 'n plek om te behoort en hulle soek 'n kwaliteit lewe. En die vraag is net, hoe kom 'n mens daarby uit? Hoe kom jy by werklik behoort en kwaliteit van lewe uit? En daarom moet ons vanoggend bietjie na Johannes luister en wat Johannes regtig vir ons wil sê. Maar voordat hy by daardie vrae uitkom en antwoorde daarop gee, kom ons eers uit by wie Jesus is. Wat is sy identiteit? En dit is vreeslik mooi saamgevat in dit wat ons as geloofsbelijdenis gelees het vanoggend. Julle sal agtergekom het, kom alles uit Johannes uit. Die 7 spreuke wat sê ek is die woord, ek is die brood, ek is die lewe. Al die identiteitsspreuke wat Jesus geuiter het, sodat ons gaan verstaan wie hy werklik is. Nou hier begin Jesus deur homself te beskryf as die goeie herder. In die gedeelte voor hierdie gedeelte sê hy dit presies. En om presies te verstaan wat Jesus daarmee bedoel, moet ons 'n tree terugloop in die Ou Testamente. Nou het julle vanoggend al Psalm 23 op 'n nuwe manier gesing in lied 577. Maar Psalm 23 is seker die plek in die Bybel waar God gesien word as ons herder, as die goeie herder, wat jou lei na plekke waar dit rustig is, wat jou deur die gevare lei, wat jou uiteindelik by 'n plek van rus en vrede en 'n feesmaal uitbring. En dis die eerste plek waar ons gaan stil staan om te verstaan wat Jesus gesê het. As Jesus sê, ek en die Vader is een, dan bedoel hy daarmee, hy staan hier voor hulle as die goeie herder, as die Vader se beeld van die goeie herder wat hier voor hulle oë is. En as hulle bereid is om dit raak te sien, as hulle bereid is om te luister na sy stem en om te volg, dan sal hy hulle lei na die plekke wat Psalm 23 vir hulle beloof het. Mens kry later in plekke soos Esegiel 34 en ander plekke, waar God ook as die koning uitgebeeld word, wat hulle op die regte paaie lei. En dis die tweede aspek wat ons mooi moet verstaan. Dat Jesus homself hier beskryf as die koning, wat hulle op die regte paaie sal lei. En hulle het al hierdie goed geweet. Dit is ouens wetgeleerdes, bekende met die Ou Testament, met die Joodse geskrifte. En die oomblik toe Jesus homself as die goeie herder beskryf, moes hierdie beelde in hulle kop geleef het. Moes hulle geweet het wat Jesus vir hulle daarmee sê. Maar wat sê Jesus? Hy sê vir hulle, ek ken my mense, en my mense ken my. En elkeen wat al my stem gehoor het, en my stem aangeneem het as sy herder, sal agter my aankom, sal veilig by my wees, want ek sal sorg, en ek ken hulle so goed, soos wat 'n herder sy skape ken, kenmerke, watter een is bietjie alstarrig, watter luister mooi, vir wie moet jy uitkyk, watter een is geneig om weg te loop. 'n Herder wat sy sout werd is, en wat vir sy skape lief is, sal al hierdie goed weet, en sal voorsorg tref vir elkeen van hulle, om seker te maak dat hulle op die regte pad is. En ja, broers en susters, uit Psalm 23 kan ons vandag vir mekaar sê, al lyk die wêreld vir ons duister, ons goeie herder, wat ons op die pad lei, waar hy ons wil hê, en wat ons nooit verlaat nie. Of dit op rustige plekke is, en of dit in die moeilikheid is. Ons het 'n herder wat daar saam met ons is, en nie sy rok gaan optel en gaan weghardloop nie. Maar altyd daar is om saam met ons deur alles te stap. En outomaties sê hy vir ons, volg my, want by my
is daar vir julle rus en vrede en veiligheid. En my teenwoordigheid is altyd daar by julle. En as ons vanoggend hierdie kindertjies doop, dan is dit seker een van die beste beelde wat 'n mens vir hulle kan leer oor wie Jesus vir ons is. 'n Ware herder, wat nooit weggaan nie, wat nie bang word nie, en wat by ons bly en deur dik en dun saam met ons gaan. En dis wat ons vir hulle moet leer, dis wat ons vir ons kinders moet leer, broers en susters. Dat die Here vir ons so lief het, dat hy ons bymekaar maak, dat ons sy stem leer ken, en dat ons agter hom kan aangaan. Jesus sê vir hulle, wanneer hy sê, ek en my Vader is een, dat die argitek van hierdie plan is God self. En dat hy die een is wat hierdie plan kom uitvoer. En dat hy bereid is om die hele plan uit te voer, nie iewers net te kort te knip en te sê, nou raak dit te veel. Hy is die een wat einduit die herder was, en wat eintlik sy lewe aflê vir die skape. Nou geen herder staan in die oggend op, en gaan saam met sy skape uit met die doel om dood te gaan vir hulle nie. Maar dis presies wat Jesus vir ons sê hy bereid was om te doen. Dat hy gekom het om juis sy lewe vir ons te gee. Dat hy mens geword het, onder ons kom leef het, ons kom leer ken het, soos net hy kom, en uiteindelik in plek van sondaars gesterf het, in gehoorsaamheid aan die Vader. Die definisie van 'n goeie herder, sê hy vir ons, is een wat bereid is om regtig in die pad van moeilikheid te staan. Wat bereid is om sy skape deur dit te lei. Maak nie saak wat die gevaar is en wat die probleem is nie, dat hy daar is om hulle deur te lei. Nou was daar 'n ou wat 'n baie slim vergelyking gemaak het. Hy het gesê, vat die woord goeie herder weg en sit in moderne terme goeie dokter daarin. Nou weet ons, 'n goeie dokter is nie net 'n ou wat bekwaam is en al die kennis het, en ek sê dit nou 'n ou, maar ek bedoel man en vrou. Dis 'n persoon wat regtig hulle lewe toewy daaraan om genesing te bring. Maar daar kom iets by. 'n Goeie dokter is ook iemand wat geleer het om met mense te werk, om empatie te hê, om mense gemaklik te laat voel in hulle omgewing. As 'n mens nou hierdie vergelyking tref, dan hoor jy die definisie van goeie herder. Iemand in wie se teenwoordigheid jy wil wees, waar jy gemaklik is, wat jy vertrou met alles in jou. Het sy dit nou jou fisiese gesondheid, jou emosionele gesondheid, jou geloofslewe, jy vertrou jou hele self aan die Here toe. Want jy vertrou hom as die goeie herder. As die een wat na jou omsien en wat jou liefhet. En in die volste sin van die woord is Jesus juist dit. Is hy die goeie herder wat gekom het om vir ons te begelei op hierdie pad. En vinnig, broers en susters, het die gemeentes, soos Johannes se gemeente, die eerste Christene en al die Christene daarna tot by ons vandag, 'n les geleer, wat die goeie herder vir ons kom leer. En die probleem is, dat daar twee gevare is vir hierdie skape van die Here, vir ons. Die eerste gevaar kom natuurlik van buite, nie? Het sê dit nou fisiese gevaar is, en of dit net die moeilikheid van die lewe is, wat swaar op ons lê, of wat ook al die uitdagings is, wat ons as die skape van die Here en as gemeente ervaar. Die ander groot probleem is van binnekant af. En dis hoekom die Here ook in hierdie gedeeltes waar hy praat oor homself as goeie herder, ook 'n huurling insleep by die saak. Want 'n huurling is net daar, omdat hy 'n salaris kry. En menigmaal het dit al gebeur, dat 'n huurling net eenvoudig weghardloop, want hy wil nie sy lewe op die spel plaas vir hierdie skape wat in sy sorg is nie. En dit het, van vroeg af, was dit al die waarskuwing.
dat ons deel is van mekaar en deel is van hierdie skape en deel is van die koninkryk van die Here. En ons is nie in vir dit vir onsself nie. Ons is hier om te dien en te versorg en lief te hê. En enige ou wat net hier is om iets hier uit te kry, is op die verkeerde plek. Want ons moet gee en ons moet dien en ons moet lief hê. Dit is wat die Here ook van sy skape verwag, as hy voorloop en bereid is om sy lewe vir ons te gee. Kom ons kom nou by die twee ander sake, na die identiteit van Jesus. Kom ons kom uit by behoort en by kwaliteit van lewe. Jesus sê vir ons hier, waar ons behoort. Ons behoort by hom. Ons hoort in sy kring. As deel van die, en hy sê dit so mooi in hierdie gedeelte, die belangrikstes. Maar dit is wat hy sien as hy na ons kyk. Die vir wie hy sy lewe gegee het, vir wie hy alles sal doen, oor wie hy waak, en vir wie hy sy gees gestuur het, met al die gawes wat die gees tot sy beskikking het om aan ons te gee. En dit moet ons besef, broers en susters, jy hoef nooit te wonder oor waar jy hoort nie. Jy behoort aan die Here en jy hoort by hom. Jy hoort in sy voetspore, besig om te doen wat hy van jou verwag en om te doen waarvoor jy lewe, waarvoor jy regtig hier is. En dis om te dien en lief te hê en die evangelie te versprei aan mense wat nodig het om dit te hoor. Ons hoef nooit in hierdie wêreld te vra waar ons behoort nie. Ons weet waar ons behoort. En daar word vir ons so mooi gesê in Psalm 23 hier aan die einde, dat ons aan die feestafel sal aansit en dat ons ewig by God sal wees. Dis om te behoort. As die Here sy tafel vir ons oopmaak en hy ons nou al nooi om aan sy tafel aan te sit en deel te wees van hom en van sy huisgesin, dan weet ons waar ons behoort. Dan word jy nie onkant gevang deur goed wat van buite afkom, of die dinge van die lewe wat jou so onderdruk en jou laat wonder, en goed wat gebeur wat jou laat twyfel, want jy weet waar jy behoort. Jy weet wie se oë is op jou, wat jou naam ken, wat nog lank nie opgegee het met jou nie, wat altyd by ons is en wat voor ons uitloop, en wat ons seën met alles wat ons nodig het, om kinders van hom te wees, en skape van sy kraal te wees. En dit raak ook ons kwaliteit van lewe. Lang terug is daar vir mense wat as slawe gewerk het, wat onderdruk was, is daar vir hulle vertel, julle moet net uithou in hierdie lewe. There's a pie in the sky when you die. Dit was letterlik die frase wat vir hulle geleer is. En broers en susters, hoor net dat dit nie vir jou 'n kwaliteit van lewe gee nie. Jy kan nie hierdie lewe net verduur sodat jy eendag by die feestafel kan uitkom. Sodat jy eendag in die hemel of in die ewigheid of in die koninkryk is nie. Daardie kwaliteit van lewe gebeur nou reeds. En dit moet ons baie mooi verstaan. Jy het nou reeds 'n kwaliteit van lewe omdat jy aan die Here behoort. Ek het nou 'n hele paar keer gesê. Ons word toegerus met alles wat ons nodig het. Die Here gee vir jou geloof. Hy gee vir jou gawes. Hy leer jou om lief te hê. Hy gee vir jou hoop wat nou reeds aan die werk is vir die ewigheid. Dit verander mos hoe ons na onsself en ons wêreld kyk. Dit gee aan hierdie lewe soveel betekenis. Dat as ek hier uitstap, kan ek nie gaan mor en kla oor alles wat môre moet gebeur en hoe swaar die lewe is en hoe onregverdig goed is nie. Want jy is geseën met alles wat die Here het om vir jou te gee. En daarom moet ons na hierdie lewe anders kyk. Moet ons kyk na dit as 'n geskenk, as 'n gawe van God. En elke oggend as jy jou oë oopmaak, dan sê jy dankie. En elke aand as jy gaan slaap, dan sê jy dankie. Want jy het hierdie wonderlike teenwoordigheid van die Here in jou lewe.
En as jy raad nodig het, gee hy dit vir jou. As jy leiding nodig het, is hy daar. As jy onseker voel, onrustig voel, onveilig is hy daar. En ons moet net leer om na sy stem te luister. Ons moet net leer om aan hom alleen gehoorsaam te wees. En dan kleer ons hierdie stukkie van die wêreld wat myne is, kleer ek in met die genade van die Here. En enigiemand wat dan in my kring in beweeg, behoort daardie genade te ervaar. Moet dadelik weet aan wie ek behoort en hoekom my lewe 'n vreugde is. Want ek behoort aan die Here. En die Here is my goeie herder. En dit het Jesus vir ons kom bewys met sy lewe. So broers en susters, as ons hierdie week ingaan, as julle met julle kinders besig is, met julle klein kinders besig is, met mense by die werk besig is, by die skool met mense praat, laat hulle dit beleef, dat hulle so half in die kring van genade indoop, waar jy vir hulle kan sê, ek weet wie my goeie herder is. Ek weet dat ek 'n kwaliteit lewe het, en dat ek behoort, want ek behoort aan die Here. En deel met hulle hierdie vreugde, en hierdie genade. Ons moet die atmosfeer skep, ons moet die omgewing skep, waarin ander mense die stem van die Here kan hoor. En waar hulle kan ontdek, dat hy vir hulle ook die goeie herder is. Amen. Begin my nou geleentheid, broers en susters, om die formulier voor te hou, sodat ons kinders kan doen vanoggend. Ek hou vir ons voor die wisselformulier vir die bediening van die doop. Gemeente van ons Here Jesus Christus, God het ons lief, en ons is sy kinders lank voordat ons van God bewus raak. Dit is wat ons in die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se 2 sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kinders van God herinner ons vandag opnuut ook aan ons eie doop. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewens wil nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitleef. Ouers en ons as gemeente moet daarom ons kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Ek gaan nou die doopouers na vore roep, broers en susters, sodat hulle kan antwoord op die vrae van hierdie belofte wat hulle aflê. En dan gaan ons die eerste 2 verse sing van ons dooplied, punt 254, en tydens hierdie verse kan die kinders na vore kom, maar ek wil sommer nou al byvoorbeeld ook die families van hierdie kindertjies uitnooi om te kom voorstaan. Hier by ons is doop 'n familiegebeure. En ons nooi graag oumas, oupas en ander uit om saam met ons te kom deel van dit wat ons hier gaan ervaar. Goed, ek vra nou dat maak en Susan Joubert na vore kom, as ook Andrei en Christina. Wil ek dan gehoor wat die doopformulier vir hulle sê. En ek herinner altyd net die gemeente agter julle daaraan, dat hulle net soveel aandeel het aan hierdie doop as wat julle het. Dit sluit oumas en oupas en almal in. Party oumas en oupas hier het nou agtergekom hoe ver daai doopbelofte strek, nee, want dit strek op jou kinders, kleinkinders en agterkleinkinders, nee. So weet maar net vandag as julle die belofte aflê, dit loop so aan deur die geslag, nee. Maar dit is belangrik dat julle saam met ons die verantwoordelikheid neem, julle vir julle kinders en ons vir julle kinders.
as 'n gemeente wat rondom hulle staan en help om hulle groot te maak in die naam van die Here. Daarom die volgende vraag waarop ek julle sal vra om te antwoord. Glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos dit belig is in ons belydenis? En beloof julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hierop julle antwoord? Nou, Santa daar, André, goed, broers en susters, ek gaan nou vra dat terwyl die kinders hiernaartoe gebring word, dat ons die 254, eerste 2 verse voor die tyd sing en na die doop sal ons die 4de vers. Lionel, Simon, Gavin de Waar, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. En het vir my met jou eerst. Kom. Miguel, William, Dila, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Luca James Killer, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek kan dan vir julle sê, op hierdie stadium dink ek is hulle die enigste reg, tweeling, maar nog 'n tweeling was dit? Waar is die tweeling? Nou is ek so by mekaar. En dan lyk sy alles. Genade ons, weet jy, ek sal vir jou uitkom, nee. Kom ons sing die 3de vers van op die 4de vers van die 4de vers.
Hulle toe met my uitsorteer wat die in my die meeste kan, hoor? Groot is, kan maar gaan sit, hoor? Terwyl jy so bly sit, broers en susters, kom ons sluit ons oë in gebed. Here ons God, ons kan vanoggend vir U dankie sê. Dankie vir soveel mooi in ons lewens. Dankie vir ouers wat die verantwoordelikheid opneem en sê, Here, ons staan voor U en ons beloof, ons kinders sal U ken. Ons sal hulle begelei. Here, dankie dat U vir ons as gemeente in staat stel om hulle te help en te ondersteun. En ons vra, Here, dat U vir ons sal lei om te wees wat ons moet wees. Om vir hulle te kan gee en te kan doen wat ons gestuur is en geroep is om te doen. Ons sê dankie, Here, dat ons U genade in ons eie lewens elke dag ervaar. Dat ons weet U is vir ons goed. Dat ons dit ervaar en wanneer ons U nodig het, is U daar, Here. En U hoor en U verstaan en U help ons. U vergewe ons wanneer ons twyfel en wanneer ons swaar kry. U vergewe ons harde woorde en ons moeilike denke. U vergewe ons, Here, as ons oor ons eie voete struikel. As ons dinge doen en sê en op 'n manier leef wat U eer steel. Ons sê dankie, Here, dat U vir ons elke keer weer op ons voete tel. En dat U vir ons die toekoms oopsluit. Gee dat daardie hoop lewend in ons harte en ons lewens sal wees. Gee dat ons voorbeelde van hoop en van diens sal wees. Dat ons vir mense sal wys dat dit nie belangrik is dat ek in die middel staan nie, maar dat U daar moet staan. En dat U oor my lewe en elkeen van ons lewe regeer. En dat ons aan U al die eer bring. Here, baie dankie dat U ook in hierdie maand, waar ons kinders eksamens skryf, en waar hulle na 'n maand van vakansie moet teruggee wat hulle geleer het, dat U sal begelei, dat U vir hulle emosioneel sterk sal maak. Here, dat hulle sal weet, hierdie is belangrik, maar dit is nie die einde van die wêreld nie. Dat U vir ons as ouers en grootouers en as families die wysheid en die insig sal gee om op die regte manier te praat en te versorg en lief te hê. Dankie, Here, dat ons in alles na U raad kan soek. Dat ons vir ons kinders kan leer, dat U vir hulle ook 'n goeie herder, 'n liefdevolle vader is. En wil U gee, Here, dat ons in wat ons doen en wat ons sê en hoe ons leef, U ligdraer sal wees. Mense wat bereid is om aan die evangelie gehoorsaam te wees. Dankie dat ons U daarin kan vertrou. Dankie, Here, dat U vir ons seën met alles wat ons nodig het. Dankie dat U ons gebede verhoor en dat U op die regte tyd vir ons gee wat ons nodig het. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Oh,
ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.